is vanaand by die heel laaste gedeelte van ons Lydensweek vieringe. Ons het in Lydenstyd gepraat oor die tema as daar nie was nie. Vanaand kom ons by die tema as Jesus nie kom dien het nie. Ons sluit dit af Sondag met die jubelende werklikheid dat as Jesus nie opgestaan het nie, as daar nie 'n leë graf was nie. Want Paasvrydag het geen betekenis sonder Paas-Sondag nie. Maar voordat ek myself vooruit hardloop hierso, ons skriflesing vanaand is Johannes, die boek van Johannes, die evangelie van Johannes, hoofstuk 13, vir die van u wat die Bybel saamgebring het, of u toepassings wil oopmaak, Johannes hoofstuk 13 van Johannes. Ons gaan daar lees, ek gaan eintlik van vers 1 af sommer lees. Voor die fees van die Pasga, het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom het hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas seun van Simon Iskariot gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met 'n linnedoek wat aan hom gebind was, af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus het hom geantwoord, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus sê toe vir hom, u sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het hom geantwoord, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe sê Simon Petrus vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom, iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie. Want Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het, en weer sy boklere aangetrek, en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle sê dit tereg. Ek is dit. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle aan kan maak, soos wat ek gemaak het. Amen, amen, ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle, as julle dit doen. Ek sê dit nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Die een wat my brood geëet het sy hakskeen teen my gelig. Dus ek sê nou reeds vir julle, voor dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur kan glo dat ek is. Amen, amen, ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. In Hollywood word die tema van die laaste ete gewoonlik taamlik emosioneel en intens uitgebeeld in flieks oor iemand wat op die drempel staan om tereggestel te word. Die ter dood veroordeelde word die geleentheid, letterlik eintlik die genade gegee, om vir oulaas sy of haar finale wens vir kos te vervul.
As 'n mens na die fliek kyk, word jy in die narratief ingetrek van die emosionele intensiteit waardeur hierdie ter dood veroordeelde moet gaan, wetende dit is sy laaste uur op aarde, sy laaste ete, sy laaste stukkie asem. Jesus kom op die vooraand van die kruisiging op daardie plek. Dit is sy laaste paar uur as mens op aarde. Die laaste ete lê voor. Hier is egter 'n ander kinkel in die storie. Jesus is nie die slagoffer nie, maar die initieerder. Hy's nie die slagoffer nie. Hy's die een wat dit initieer. Hy doen dit vrywillig. Hy is onskuldig en tog as die skuldige geag, veroordeel en ter dood veroordeel en tereggestel. Die donkerste uur lê voor. Johannes 12 vers 27 sê Jesus: Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. En dan lees ons van die gebeure so 'n paar ure later in Getsemane, Matteus 26 vers 37b tot 39, en hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het toe eentjie verder gegaan met sy gesig teen die grond neergeval en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. In die verhaal in Lukas stel hy dit nog intenser en hy sê dat Jesus het intens beangs geword, so seer dat sy sweet soos bloed op die grond geval het. Mag ek julle vertrou vanaand met ietsie uit my eie lewe. Ek gaan myself so 'n bietjie blootstel hier so vanaand. En daar's 'n rede hoekom ek dit doen. So 10 jaar terug, presies 10 jaar terug, gaan ek persoonlik deur die donkerste tyd van my lewe. Ek gaan deur die diepste depressie in my lewe wat ek nog ooit geken het. 'n Tyd van intense worsteling met God. Maar daardie tyd het God gebruik en die resultaat is dat ek vanaand hier kan staan om saam met julle hier in Woolsley te kan dien. So toe ek vandag nou dink aan Jesus en nadink en lees oor Getsemane, toe dink ek en aan sy donkerste uur en die feit dat hy presies geweet het wat vir hom, waarvoor hom inlaat en wat vir hom voorlê, dat hy dit vrywillig gedoen het ek eintlik tot die besef gekom dat selfs my eie donkerste uur, my eie diepste oomblik en worsteling was niks in vergelyking met dit wat die seun van die mens moes deurgaan voordat hy daardie finale offer op Golgotha gebring het nie. Jesus eet sy laaste ete saam met sy disippels. As die laaste Pasga begin, om die Ou Testament vir die laaste keer te vervul en om as die laaste hoofpriester, as die laaste lam geoffer te word. Soos hulle met Pasga die bevryding uit slawerny en die fisiese slawerny herdenk en gevier het met die ongesuurde brood as teken dat hulle hastig moes vertrek en uit Egipte uit en as 'n teken van hulle lewe en swaar kry as slawe. En die wyn wat as 'n simbool gedrink is van die offerlam se bloed wat hulle aan die deurkusyn gesmeer het. Bring Jesus dit nou tot 'n einde as die ou verbond eindig met sy finale offer. Nou gebruik ons die brood en die wyn om ons bevryding uit die bande van die slawerny, van die sonde, van die dood en die breek met God
te herdenk. Ons het nou in die laaste week gesien, Jesus het sy koninkryk van vrede kom vestig. Hy kom herstel God se tempel, God se teenwoordigheid en hy herstel sy gesag, sodat die blokkade wat die mens self veroorsaak het met sy keuse in die tuin van Eden, toe hy die leuen bo God se teenwoordigheid kies, vir ewig kom verwyder het, sodat ek en jy vanaand saam om die tafel kan sit en as sy liggaam in God se teenwoordigheid, en dat sodat ons saam in God se teenwoordigheid, sy teenwoordigheid weer sigbaar kan kom maak. Dit alles kom tot 'n hoogtepunt wanneer die Pasga, die laaste Pasga en die eerste nagmaal gevier word. God se koninkryk word op aarde gevestig. Ek nooi jou vanaand uit om saam met my in hierdie laaste intense oomblikke saam met Jesus en sy disippels te kom deel wanneer ons vanaand as sy liggaam, as sy kerk en as sy gemeente hier in Woolsley dit wat hy vir ons kom doen het, gedenk, vier, om herinner te word daaraan, om fees te vier en die eenheid met mekaar te kom bevestig, omdat ons weet, ons hoop is nie in hierdie lewe nie, maar in die feit dat ons vir ewig in sy teenwoordigheid lewe sal hê. In sy laaste daad aan die tafel kom wys Jesus hoe sy koninkryk werk en hoe ons deel daaraan kan kry op 3 wyses. En daarom is ons tema vir vanaand, as Jesus nie kom dien het nie. As Jesus nie kom dien het nie, sou ons in die eerste plek steeds vir God en nie uit God kon leef nie. Sou ons nog steeds vir God en nie uit God kon leef nie. Jou bron van lewe het verander. Godsdiens sou ons steeds so slawe gedryf het. En sonde sou ons in gevangenskap vasgehou het. Maar nou het alles verander. God se liefde, sy lig, sy teenwoordigheid, sy woord, die Logos, sy gees is ons bron waaruit ons leef. As jy 'n bietjie verder lees, dan lees in Johannes in hierdie gedeelte, dan sien jy dat hy praat van Jesus die woord, weer eens. Bring dit alles by mekaar. Elke dag, elke oomblik, in elke area van ons lewe, met ander woorde, as man, as vrou, as ouer, as werkgewer, as werknemer, watter rol ons ook al speel in die lewe waar ons op daai oomblik funksioneer, kom sy gees en help ons om te leef uit hom as die bron van lewe. Dit was nooit weg nie, maar die verstopping het ons gekeer om uit die oorvloed van die bron van lewe te kan lewe. Jesus kom dien, die blokkade is verwyder, ons vloei met en saam met God is herstel. Daarom kan ons leifhore wees. Daarom kan ons leifhore wees. Ons hoef nie te probeer om leifhore te wees nie. Ek en jy hoef nie te probeer om water te produseer nie. Ons hoef nie iets te gaan maak en leifhore te probeer gaan vul nie. Die water vloei deur die leifhore. Ek weet nie hoe dit was in die droogte nie, ek was nou nie hier in die droogte tyd nie, en julle sal my vir my moet help. Maar ek neem aan dit was taamlik droër as wat dit tans lyk. En water was skaars, en ons het gesukkel om water te kry. Dit is wat droogte doen. Maar nou is ons nie meer in die droogte nie. Nee, die water vloei uit die bron uit. Die leifhore kanaliseer net die water. Ons hoef net die kanalisering te wees. In droogte is die kanale leeg. Wat beteken dit? Buite Christus is dood. Buite God se teenwoordigheid is dood. Met ander woorde, dit is droogte. As jy nie in Christus is nie, kan jy nie in God se teenwoordigheid wees nie, en kan jy nie uit die bron van lewe leef nie. Dit is droogte. Dit is wanneer ons probeer om self
met klein emmertjies water te skep en te gaan nat lê. Dit is wanneer ons allerlei dinge en handelinge probeer om God se guns te wen, om weer in sy teenwoordigheid te kom. Dit is wanneer ons eie koninkryke begin bou, in plaas daarvan om net te deel en te leef uit die bron. Dit was Judas se ondergang. Voor Jesus begin om die nagmaal vir die eerste keer te bedien, kom wys hy vir ons hoe God se koninkryk werk. Dit is op hierdie oomblik wat Judas se hart finaal gebreek word. Ek het nou gisteraand intens gepraat oor Judas. So jy kan weer jy kan na die opname gaan luister as jy meer wil hoor hieroor. Dit is op hierdie oomblik wat sy hart finaal gebreek word. Hy het 'n besluit geneem. Hy gee dit nog so laaste kans. En nou stille by die laaste Pasga, of by die Pasgamaal, en sy laaste stukkie hoop, en julle gaan nou verstaan wat ek sê, word vernietig. Dit is op hierdie oomblik wat sy lewe, sy geantisipeerde drome en toekoms, alles in duie stort. Dit is op hierdie oomblik dat hy vir Jesus in die oë kyk, wanneer hy sy hand neem om saam met hom in die bak te druk, dat hy opstaan en uitstap. Want in plaas daarvan, dat Jesus die plan van revolusie, die staatsgreep, die plan van aksie, kom uitlê hierdie aand, sodat hulle kan opstaan en gemobiliseer word, staan Jesus op, en hy maak 'n doek om sy lyf vas. In plaas daarvan dat Jesus sy kabinet kom saamstel, en vir sy disippels kom sê, watter posisie hulle gaan vervul in hierdie nuwe regering, en Judas, ex-besigheidsman, die minister van finansies gaan word, vat Jesus 'n skottelwater, en begin soos 'n derde rangse, onwaardige, onrein slaaf, hulle voete was. In plaas daarvan dat Jesus hulle mobiliseer, om die massas te gaan bymekaar maak, om hom as die Messias, die koninkryk van Israel in Jerusalem, met sy tempel as hoofsetel te kom herstel, maak hy die stelling van vers 12 af. Toe hy hulle voete klaar gewas het, en weer sy boklere aangetrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle sê dit reg, want ek is dit. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Amen, amen, ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle, as julle dit doen. En dan ontbloot hy, Jesus, Judas se verraad. In Jesus se koninkryk gaan dit nie oor die ek nie. Dit gaan nie oor hoe belangrik ek en my talente en my bydrae is nie. Dit gaan nie oor my ongelooflike leierskap en my vermoëns nie. Dit gaan nie oor my posisie nie. Nee, sy koninkryk is gebou op diensbaarheid. Op mekaar dien, mekaar se belange hoër ag as die ander, om mekaar te help om uit die bron te leef. Dit is die wese van God se koninkryk, van sy liggaam, sy kerk en sy gemeente, waarvan ek en jy die genade het om deel te wees hier in Woolsley. Deur die nagmaal saam te gebruik, deel ons saam in sy genade en in sy liggaam en in sy eenheid. So voor ons vanaand gaan aangaan, en ons gaan begin met ons nagmaal as deel van die woord verkondiging, gaan ons eers 'n lied saam sing. So kom ons gaan, net soos wat jy sit vanaand, is 'n oomblik van refleksie, hierdie lied sing, ons is genooide gaste. Ons is besig om te sê, as Jesus nie gekom het om te dien, het ons gesê in die eerste plek sou ons vir God moes leef, en nie uit hom nie.
Maar in die tweede plek, as Jesus nie kom dien het nie, het ons nie gedeel in Jesus se gebreekte liggaam, sodat ons heel kan word nie. Het ons nie gedeel in Jesus se gebreekte liggaam, sodat ons heel kon word nie. Die brood wat ons eet, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Jesus sê, wanneer hy die nagmaal instel, sê hy, neem, eet, dink daaraan en glo, dat dit my liggaam is wat vir jou gebreek is, tot volkome versoening van al ons sondes. Wat ons prakties nou gaan doen is, ek gaan die brood wat ons nou gebreek het, gaan ek nou begin omstuur. En wat ek wil hê jy moet doen, is jy moet 'n stukkie afbreek. En ek gaan dit vir Elmina 'n stukkie gee. Hoe groot sy breek, baie groot. Ekskuus. En dan gaan ek vir haar hierdie brood gee en sê sy moet 'n stukkie afbreek en vir Jolanda gee. En dan Jolanda doen jy dieselfde. En dan gaan ons so af. Ons gaan dankie Johan. Dan gaan ons dit so hier ombeweeg. Ek gaan nog 'n broodjie vir ons breek vir daar agter. En dan kan jy breek en vir haar gee. En tog net hierdie ek het genoeg brood saamgebring, so as ons tekort het, dan as dat oor is, jy net nou weer 'n stukkie. Ek wil hê dat jy hierdie stukkie brood in jou hand moet vashou. En dat terwyl ek nou met jou gaan deel, wil ek hê dat jy hierdie stukkie wat jy by jou het, dat jy dit net sal beleef vir 'n oomblik. Dit sal voel en net sal dink saam met my oor wat dit beteken vanaand. Ons gaan dit nou saam gebruik, so hou dit net eers vas. Jesus gee sy liggaam en dit word stukkend gebreek, soos wat ons vanaand nou die brood gebreek en vir mekaar gedeel het. Kom Jesus en hy breek sy liggaam en hy gee dit vir ons. Sy liggaam is gebreek sodat ons kan genees. Dit wat stukkend is, kom maak hy heel. Die twee staan teenoor mekaar, stukkend en heel. Van gebrokenheid na volkomenheid. Hy word stukkend, ons word heel. En daardie heel is volkome en totaal nuut. Ons gees word nuut gemaak. Met ander woorde, my verhouding met God word volkome herstel. My siel word aangeraak, met ander woorde, ek kan my gedagtes vernuwe rondom die waarheid van wie ek in Christus is, wat my emosies, my gesindheid en my uitgangspunt in die wêreld verander. En my liggaam word aangeraak, en ek weet dit is God, wat my liggaam ook in stand hou, gesond hou, en my ook liggaamlik kan genees en aanraak. En ons sê vir die Here dankie vir die baie wyse waarop hy dit doen. Dus, wanneer ons die brood breek,
is dit vir ons die herinnering daaraan dat ons gebroke liggame, ons sondige vlees, ons gebroke verhouding met God, nou in Christus heel en nuut gemaak is. As daar nie 'n gebreekte liggaam was nie, was daar nie 'n kans op herstel nie, op genesing in my verhouding met God, in my siel en ook in my liggaam nie. Was daar nooit 'n liggaam van Jesus op aarde, sy kerk, ek en jy, om hom te verteenwoordig nie, waarvan ek kan deel wees en in my gebrokenheid kan help om weer heel te word en weer te leef nie. Gebreekte brood herinner ons aan Jesus se gebreekte liggaam, sodat ek, al is ek gebroke, volkome nuut en geheel gemaak is in Christus. So terwyl ons hierdie brood vashou en dit nou gaan eet, wil ek hê jy moet weet en jy moet glo, dat in Christus, as jy glo in Christus Jesus, as die volkome offer vir jou sonde, Romeine 3 het ons nou die aand intens gelees, hy kom doen dit, dis sy genade, dis my geloof in daai offer, wat dit myne maak, my aanvaarding, dat dit sy geskenk is, my neerlê van myself, om te sê, Here, ek het U nodig. In Christus word my gebrokenheid, my sonde, my gebrokenheid geheel, my sonde vergewe, my verhouding met God herstel. So daarom is die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit vanaand, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Here Jesus, dankie vir U gebreekte liggaam. Dankie Vader dat ons vanaand kan weet, U in U genade raak ons aan, geef ons die vermoë en die geleentheid om weer met U in verhouding te staan deur U genade. Here, soms struikel ons in ons ongeloof, maar dankie dat ons vanaand net weer herinner word daaraan, dat dit niks met ons te doen nie, maar dat ons dit kan aanvaar in geloof en aanvaarding, omdat ons weet, dit is die finale en die groot offer gewees. Dankie Jesus vir U gebreekte liggaam vir my. Dankie dat U my sondes kom neem op U. Dankie dat U my verhouding met God herstel. Dankie dat U my kom genees in elke aspek van my lewe, sodat ons kan leef in God se teenwoordigheid. Dankie dat ons kerk kan wees, liggaam kan wees, dat ons mekaar kan bedien, mekaar kan dien en vir mekaar kan sorg. As ons saam die liggaam, die brood breek, om te dink aan wat U vir ons kom doen het, om vir ons te kom dien. Amen. In die derde plek, sou ons nie, as Jesus nie kom dien het nie, sou ons nie deur sy bloed kon deel in sy volmaakte en in sy laaste offergawe, sy nuwe verbond, in sy ware lewe nie. Sou ons nie deur die bloed kon deel in sy volmaakte en laaste offergawe, sy nuwe verbond en in ware lewe, die lewe wat hy gee nie. As ons die wyn skink, dan sê ons dat die beker van danksegging
is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ons gaan nou die wyn uitdeel op dieselfde manier as wat ons net ter wille van praktiese doeleindes. Ek dink dit sou nog 'n bietjie moeiliker gegaan het as ons 'n beker moes rondstuur om te skink, so die kelkies is maar net vir praktiese doeleindes. Ons kon net sowel ook 'n beker rondgestuur het. Die gedagte bly dieselfde. Dit kom uit die beker uit en dit word aangestuur na mekaar toe. Goed, so as u die glasie, as jy die wyn by jou het en kyk daarna, besef dat dit verteenwoordig vir ons die bloed van Jesus Christus. Wat beteken dit? Die bloed is die teken dat jy deel in Christus se offergawe. Jy deel in God se nuwe verbond met ons en jy deel in die lewe wat Jesus vir ons kom gee het. So wanneer jy die wyn drink, is dit baie meer as net 'n godsdienstige handeling wat ons uitvoer. Dis baie meer as om net te sê, maak jy die blokkie getik. Dit is baie meer as om net jou gewete te stil. Dit is baie meer as om net iets te doen wat jy dalk selfs met jou kop effe verstaan, heeltemal verstaan. Nee, wanneer ons die brood breek en ons dit eet, en wanneer ons die wyn deel en ons dit drink, deel jy in die lewe wat Jesus vir jou kom gee het, en jy deel daarmee in jou diepste binneste gees. Dit herinner jou daaraan dat jy deel is van Christus, dat God se teenwoordigheid in jou lewe herstel is, dat jy sy tempel is waar hy self in sy Heilige Gees in jou woon, waar hy self met sy Heilige Gees in jou woon, dat hy jou bron van lewe is. God se DNA is in jou. Met al sy beloftes, met sy volle karakter as die Vader, met sy volle verlossing in Christus, en sy volle verteenwoordiger in jou lewe in die Heilige Gees. Dit is alles joune. Want God sê, jy is myne. Dit verander hoe ons dink, dit verander hoe ons praat, dit verander waarin jy op pad is met jou lewe, hoe jy jou probleme, jou krisisse, jou uitdagings hanteer, hoe jy jou sukses en jou geld hanteer, hoe jy opstaan en hoe jy gaan slaap, hoe jy konflik hanteer, hoe jy met ander mense omgaan, hoe jy besigheid doen, of die gesindheid waarmee jy jou werk doen. Dit verander my gesindheid, want ek is nou versterk en verkoop vir die lewe. Die lewe is herstel, omdat Jesus se bloed as die finale offer vir die laaste keer op Golgotha gevloei het. Op daardie Pasga Vrydag. So daarom neem vanaand die wyn, die kelkie, drink dit, dink daaraan en glo dat dit sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Vader, dis groot woorde, volkome versoening, volkome versoening. Here, ek wil bid dat ons die impak daarvan sal verstaan, dat ons sal verstaan, Here, ons leef uit U, omdat U volkome versoening vir ons kom gee het, en dat dit ons lewens totaal en al raak op alle vlakke.
Dankie Jesus. Dankie vir die bloed. Dankie dat U Uself kom neerlê het vir ons. Help ons om dieselfde te doen met mekaar. Amen. Die keuse wat die mens in die tuin van Eden weggegee het, die keuse wat die mens in die tuin van Eden weggegee het, is teruggesit in ons hande. In ons mees gebrokenheid weet ons, ek deel in Jesus se gebreekte liggaam en daar is herstel en genesing en heelwording. In ons ongeregtigheid, ons worstel met ons eie vlees en om sin te maak in hierdie gebroke wêreld en sy gemors waarin ons sit. En in ons soeke na God hierin, kan ons weet dat ek deel aan lewe en kan deel in die lewe en in die offer wat Jesus kom bring het, want sy bloed het vir my gevloei. En daarom het ons wat dit weet en tot geloof gekom het in Christus Jesus, wie se offer my verhouding met God kom heel maak het en die keuse elke dag om te kan kies vir lewe en vir dood. Ek en jy wat in geloof staan, ons het die keuse terug in ons hande. Ons kan kies vir lewe of vir dood. Ons het reeds die lewe in Christus. God is my bron en daarom kan ek elke dag kies om uit hom te lewe, totdat ek eendag in die ewigheid hierdie lewe as prys sal ontvang op grond van Christus se offer, sy gebrokenheid en sy genade alleen. Die kruis het alles kom herstel. Niks is meer nodig nie. Mag hierdie waarheid, hierdie lewensveranderende krag en hierdie werklikheid Paasfees 25 vir jou 'n besonderse geestelike belewenis maak in sy teenwoordigheid. Ons gaan vanaand luister as ons gebed om af te sluit na Retief Burger se lied Deur die kruis. En ons gaan dit doen as 'n gebed. So ek gaan vir jou vra om jou oë toe te maak en mooi te luister na hierdie woorde en dit te laat insink na dit wat ons nou net gedoen het. Die brood gebreek het vir mekaar, die wyn gedeel het met mekaar, saam gedeel het in die nagmaal as die teken van sy offer, van sy lewe vir ons. Ons gaan net stil word en daarna luister en as dit klaar is dan gaan ek die seën uitspreek en ons gaan net stil huis toe vanaand. Amen.